Hallo mami. Hallo my kind. En welkom. Ten hierdie tyd hoef ons nou nie meer onsself voor te stel nie. En ek gaan nie vreeslik sê waaroor ons gaan praat nie, want toe ek laas week se video kyk, dis ek soos ek sê daar ek gaan dit en dit doen en die gesprek het 'n hele ander rigting ingevat. So Ja, al wat dit ek gaan gebeur. sê is ons praat oor shop. That's it. So Ja. okay, so kom ons hoor eers. Sop, hoe voel mami oor sop? Ek hou baie van sop. Ek kan Ja, sop in die somer ook eet. Ek maak hom nou maar nie in die somer nie, want dit is baie warm waar ek bly. Maar ek sal hom okay. in die somer kan eet ook. Ja, in die somer. Ek dink my kind sal ook enige dag ja sê vir sop. Hy is ook Oh, baie lief vir sop. So ek voel sop net, dit is so 'n groot woord. Daar's so baie wat jy met dit kan doen. En net so by the way, laas week het ons mos gepraat oor pizza. Toe is ja. daar nog iemand wat kommentaar gelewer het en gesê het dit sy nie van pizza hou nie. So dit is vir Ai, my ek ook. shame. Dit is vir my lekker om te hoor hoe ander mense daaroor voel. So, Ja, ons gaan nou dis vir my weer. Ja, sê maar. vreemd as iemand nie van pizza hou nie, maar ook ons praat nie nou oor pizza nie. Ja, en ons weet daar's iemand, mense wat nie van sop hou nie. We know. Ja, 'n hele paar. Ja. Ek dink vir sop kry jy baie. Dit kom vir my voor asof veral mansmense nie van sop hou nie. Ek weet nie hoekom nie, maar dalk oor hulle, ek dink hulle is so sterk. Hulle sê sop is vir siek mense. Sop is vir siek mense. Kyk, Ja, sop is amazing. Kom ons praat oor sop as jy siek is ook. Maar die ander ding wat ek wou sê is, so wat ons nou hier deel, die resep en die sop, dit is soos ons dit ken. Dis wat vir ons bekend is, dis wat vir ons lekker is. So daar gaan seker nou mense wees wat dink, my liewe land, hoe kan jy sop so maak? Maybe. You might, ja, want ja, almal doen dit mos nou nie dieselfde nie. nee, Maar maar hy gesê genoemde mense wat sê dis vir siek mense. o jene, iets haak nou. Wag net gou. Ek weet nou nie op wie se kant dit is nie. So kom ons kyk net gou. Ek weet ook nou nie of hy as dit op my kant is, record ek dalk nie. Kom ek bel mami gou. So, want ek sien niks nie. Die beeld het nou heeltemal gestop. Maar for the sake of this video gaan ek aangesels wat ek wil solank sê. Kom ons kyk gou mami antwoord. Ek bel mos nou mami se foon. Mami se video het gestop. What happened? Oh my. Okay. Okay, ons kan, want ek het nou, for the sake of the video, praat ek aan met mami, maar again, mami is nog een vriesie so. So, okay. Ons kan nou oor begin, or you know what, you can just come back. I'll edit it out. Ek kan dit mos op die computer doen. Gaan weer op die link wat ek vir my op WhatsApp. Gaan weer op die WhatsApp link, mami. Okay, you're back, but I can't see you. So miskien moet hom net na mami se kamera kyk. Um, okay. So gaan, I can't see you and I can't hear you. Gaan uit. Wait, ek hoor iets. Welcome back. Welcome back. Thank you. Okay. Ai, jene. Right. So now picking up where we left off. Sop. Mami het gesê, daar's mos nou mense wat sê sop is vir siek mense. Ja, maar hulle wat sê dis vir siek mense, wil dit ook nie eet wanneer hulle siek is nie. Dit lyk my sop is maar 'n ding of jy hou van hom of jy hou nie van hom nie.
Daar's Ek nie dink ook so. ek Jy hou probeer baie so van hom nie. of jy wil hom nie eet nie. Right. So en ek wil sê, ek wil amper sê ek persoonlik dink die eenvoudigste sop is vir my die lekkerste sop. Ja, Jy het nie die sop is 30, lekker. 10 ingredients selfs nodig om in sop in te gooi nie. Is waar. Dis hoe ek voel. Dis hoe ek daaroor voel. Maar nou okay, kyk, soos hulle sê, at some point a teacher was a student. So Ja. ek kan nou 'n ordentlike botsop maak. But thanks to you. So verduidelik nou maar vir my hoe maak 'n mens 'n netjiese ordentlike boontjiesop. Kom ons vat boontjiesop want dis Okay. lekker. Okay. Ja, dis baie lekker. Ja. Bygesê, op 'n kosie sou natuurlik vir jou gesê het jy het niks ekstra nodig. Jy vat die vleis en jy kook hom en hy sop eet jy saam met brood. Ja, Maar ja. okay, boontjiesop. Boontjiesop is 'n bietjie tricky dink ek. Almal kry dit nie goed reg nie. Maar jy moet die boontjies dalk vooraf in water laat lê sodat hulle lekker sag kan wees. Sorry, nie dalk nie. Uit ondervinding, uit 'n rou ondervinding, kan ek nou sê, Goed. laat lê dit oornag. Jy wil nie weet Ja. wat gebeur as jy daai sop eet en daai boontjies was nie gesouk nie. So souk jou boontjies oornag, dis veiliger vir die res van die samelewing. Ja, Dis waar. Okay, so nou, wanneer jy begin kook, as die boontjies nou oornag in die water gelê het, dan gooi jy nou daai water af, jy gooi dit ja. weg en dan sit jy jou boontjies in die pot en jy gooi kookwater op dit en jy kook dit. Dan kook jy hom, um ek sal sê vir 'n uur. Iemand het vir my gesê vir 'n halfuur, maar 'n halfuur is te min dink ek. Sê maar. Weereens vat ek nie kans met 'n boontjie nie. Ek kook hom tot hy sag Ja. is. Nee, maar wat ek bedoel is jy kook hom eers en dan gooi jy daai breinwater af en dan kook jy hom weer verder. Ja. Dan daai breinwater is wat O, mens okay. winderig maak. Ja. En jy wil nie dit hê nie. So dan gooi jy daai water af en dan wanneer die water skoon is, dan kook jy hom weer verder. Dan kook jy hom ons nou tot hy sag is. Dan moet jy ook verkieslik daai velletjies wat loskom van die boontjies, Ja. skep jy ook uit. Soos dit Yes. bo op die water dryf, skep jy dit die hele tyd af Ja. totdat jy dit met net die boontjie in die water. Ja. Dan wanneer die boontjie sag is, dan gooi jy jou vleis in. Ja. Jy kan gemaalde vleis of jy kan regte sopbene of jy kan beesvleis of lamsvleis ingooi. Enige een sal 'n lekker sop maak, maar ek dink die lekkerste een is as jy lamsvleis of beesvleis kan ingooi. Dan kook jy mos nou tot die vleis sag is. Dit sal seker so ten minste 'n uur vat. En dan wanneer die sop die boontjies en die vleis alles nou sag is, dan gooi jy nou by wat jy wil bygooi. Ja. Wat die beste werk is, jy kan 'n ei in rasper. Ek is nie so vreeslik lief om dit te doen nie, maar dit gee lekker smaak. En dan gooi jy 'n pakkie bruin eie sop in. Jy kan enige ander pakkie sop ingooi, maar bruin eie sop gee hom 'n besonderse smaak. En dan het jy 'n lekker pot boontjies op. Jy kook hom deur. Die bruin eie sop moet jy natuurlik eers in 'n bietjie water in 'n bietjie koue water aanmaak voor jy hom in die sop ingooi, want jy kan hom nie so in die warm sop ingooi nie, Ja. net die poeier nie. Ja. Maak hom aan en dan gooi jy hom daarin en dan gaan jy dan jy baie lekker potsop. Ja. En as jou sop vir jou te dun lyk, kan jy of nog 'n pakkie sop bygooi of jy kan 'n handvol oats ingooi. Ek hou nie daarvan nie want ek hou nie van die oats in die sop nie, maar dit verander nie aan die smaak nie, maar dit maak hom lekker dik. So Ja. jy kan dit ook doen as jy wil. En dan jy Kyk, lekker potsop. kyk, dis besonders. Ek dink hoekom dit vir ons so spesiaal is omdat dit se koppel aan goeie memories en mense vir wie ons Dis baie lief is. Ja. Ek dink dis regtig wat kos so spesiaal maak. Want daar's so baie kuiers wat gebeur rondom die etenstafel en wanneer jy skoon maak. So Ja, dit was vir my die lekkerste ding as ons vir 'n naweek by Knolles toe gegaan het en dit was winter ja. en jy kom by ouma se huis en ouma het hy dag gebak en dan Oeh. eet jy boontjies op met bakbrood. Vir al daai kos. Dit wat jy mos hy Ja. kos en dan gaan Almal in wou die kos hê. dit is baie lekker. Ek wou nou nog iets gesê het oor die sop. Nou smaak dit my ek het vergeet. Ja, maar kyk, ons praat nou oor kosse wat lekker comforting is. Want dit raak mos nou, die weer raak al kouer. So, Ja. mense moet altyd weet wat moet jy nou maak vir aandete. En die lekker ding van die sop is daar's nog oor, so die wat dalk môre wil hê. Maar nou het ek 'n Ja. vraag. Sê nou jy het nou te veel sop gemaak. Wat nou? Wat maak jy met daai Jy sop? vries hom.
dan vries jy hom, want sop is een van die goed wat baie lekker werk as jy hom vries hom vir jou in kleiner bakkies. Soos byvoorbeeld ek doen dit baie, want ek is die enigste een op die oomblik in hierdie huis wat sop eet. Ja, So as ek nou klaar my sop gemaak het en ek het vir iemand gegee van dit en ek het self geëet van dit, dan is daar gewoonlik nog 'n klomp oor. ja. Dan vries ek dit in kleiner bakkies. So as ek nou vorentoe en volgende week of so weer sop lus, dan kan ek een bakkie uithaal en dit warm maak. Die geheim van sop is jy moet hom nie in die microwave warm maak as jy hom gevries het nie. Jy maak hom in jou pot op die stoof warm. What's the difference? Dit smaak nie lekker as jy hom in die microwave warm gemaak het. Dan proe jy hy was gevries. Ek weet nie hoekom nie, maar dit kom net nie lekker nie. Dan smaak dit nie weer soos die regte sop nie. Maar as jy hom Ja, op die stoof weer warm maak, dan smaak hy asof jy hom nou gemaak het. ja. En aangesien ons nou sop en brood, ons eet dit mos nou saam. Ek het so 'n life hack gesien waar hulle sê as jy brood gevries het. 'n Mens doen dit seker nou nie baie nie. Dit is nou bakbrood. Ek glo nie jy kan dit Mm. met winkelbrood of jy moet dit met winkelbrood doen nie. Maar as jy nou 'n bakbrood uit die diepvries uithaal, sê net maar jy het nou miskien twee gemaak en jy het een gevries. Voor jy hom dan weer in die oond sit om hom mis nou ook weer te laat lyk en ryk asof hy gebak is, dan spoel jy hom onder water af. Jy gevriesde brood, vat jy net soos Wow. vir net 30 sekondes, dat hy net lekker nat is in jou pannetjie terug in die oond. Kyk, dan kan jy mos nou, jy ken jou oond, tot hy dan weer Ja, ryk soos 'n regte broodjie. Dan is dit asof jy hom nou gebak het, wat actually baie dan is lekker hy is. lekker. Ja, Ek wil gou terugkom na hierdie sop in die microwave of in ja, die pot, op die pot. ja, Ek wil hier sê, ek het ook altyd die sop uit die vrieskas uitgehaal en hom dan in die microwave gesit en dan het ek gedink nee wat, ek wil nie dit doen nie want dis nie lekker nie. En ek ja, het op daardie stadium met my kollega gepraat, Morina Du Plessis. Jy kan haar dalk tag wanneer jy die ding op Facebook adverteer. ja, En ja, sy het ja, vir my gesê nee, maar jy moet hom nie in die microwave warm maak nie, jy moet hom op die stoof warm maak en kom hy reg. En dit het gewerk en ek is oh, vandag nog dankbaar vir die raad wat sy yes. vir my gegee het. Nou, dis wat verskriklik lekker is dat 'n mens kan raad deel. Dat jy kan Ja, sê, this is how I do it. En dit werk. En dis ja, baie cool. Maar dit maak dalk net iemand anders se lewe makliker. dis En waar. ja, ja, definitief. Nou, daai sop resep wat ons nou het, ek wil amper sê, hy's so eenvoudig dat jy hom amper nie 'n resep kan noem nie. Maar dis Ja, amper magical. Dis reg cool. Dis boontjies en vleis en sop, né? Water en dalk. water. Ja. O ja, en sout. Ek het nie Yes. gesê mens moet sout bygooi nie. Wanneer Ja, alles klaar is, as die pakkies op ook al in is, dan gooi ek gewoonlik as ek nou 'n lekker groot pot het, dan gooi ek 'n eetlepel vol sout by. En ja, dan roer jy hom deur en jy laat kook hom nog 'n bietjie, dan kan jy proe of dit vir jou reg smaak. Want sommige mense hou van meer sout. ja, Vir my is dit perfek as ek 'n eetlepel vol ingegooi het, want ek hou ja, nie van baie sout nie. yes. So 'n mens eksperimenteer mos maar en kyk wat werk vir jouself. 'n Eetlepel sout. Ja. Ek het Klink baie, gewoon, maar onthou dit is 'n groot pot vol. okay, ek maak darm kleiner potte, want Ja. ek hoop maar vir die beste. Ek sal liewer Ai, ai. probeer om hom te ondersout, as ek nou so kan sê, om hom bietjie minder sout in plaas van te veel, want daar's seker niks wat jy kan doen as jy net te veel sout daarin gooi het nie. Maar jy doen goed as jy hom kan meet en hy kom reg, want iemand het eendag gesê, my neef om Anton wat nie meer lewe nie, het ook gehou van kos maak, maar hy het Ja, iets genoem wat vir my interessant was. Hy het gesê dis vir hom vreeslik snaaks dat sy vrou neek net 'n klomp sout in die pot en dan is dit reg, maar hy moet bietjie ingooi en kort proe om seker te maak dis die regte hoeveelheid sout. So ek ja, dink dis seker maar hoe meer 'n mens kos maak, hoe ja, beter weet jy wat is nodig. yes. Ja, ja, ek dink so. Dit is on the job training. So ek Ja. weet nou nie weer eens, as ek mos altyd die een wat nie kan sien hoe lank ons al besig is nie. Maar kyk, daar was nou hiccups met
soos ek wou al vroeër die video gemaak het and something happened en dis net goed wat in plek geval het wat toe nou gemaak het dat ons nou eers record. Ja, But it happened. So ek is baie dankbaar daarvoor. En dan wil ek sê, ons het mos nou die laaste keer toe ons gepraat het, toe was dit voor Moedersdag en dis mos nou na Moedersdag. En ek kon dit nie reg. Ek wou iets op Facebook sê en dis ek is maar dit gaan nie reg uitkom nie. Maar wat ek mos nou hierdie Moedersdag besef het en ek het dit met mammie gedeel, is dat 'n ma, 'n vrou doen iets anders in 'n huis. Iets wat 'n mens nie kan definitief. verduidelik nie. Seker maar omtrent soos die sout. Jy kan nie daarsonder nie. Absolutely not. Want ek meen toe ons daar aankom, toe ons by mamma en my huis moes aankom, dis mamma nie daar nie because you had something else going on. En dis nie dieselfde nie. Dit is net daar's niks vreeslik, daar's niks verkeerd nie, maar dit is net nie lekker nie. En toe mamma moes daar aankom, dis alles weer reg. So wat ek besef het is dat soms word jy moeg van kos maak en jy word moeg van die huis skoon maak en alles doen en almal roep jou. Maar mens besef soms nie wat jy bring of wat hoeveel jou teenwoordigheid doen beteken vir iemand anders nie. So dit is lekker. Ek dink dit is 'n voorreg om 'n vrou te kan wees, om 'n ma te wees, om 'n vrou, iemand se vrou te kan wees. Dis alles baie lekker. En dan die laaste ding wat ek nou nog wil sê is dat you learn as you go. Want ek het in die begin, toe ek getroud was, het ek die rys gebrand 'n paar keer. So Ek ook. Moenie worry nie. so die ding is met kos maak jy gee nie op nie. Jy hou nie op wanneer jy die rys brand. Ek nie môre doen jy dit maar weer. En dit is actually maar met alles so. Jy moet net nie Jy ophou. het nie 'n keuse nie. Ek dink 'n mens moet dit op ander plekke ook toepas. Jy moet nie stop omdat jy nie meer kan nie, want as jy 'n ma is, dan het jy nie 'n keuse nie. Jy moet maar môre weer probeer, want Ja, hulle moet eet. So moet dis eet. goed om dit Ja. elke keer weer te probeer. En die ding is, dis eintlik amazing, want soms dan stop 'n mens as jy dink jy's nie goed daarin nie, of jy dink jy het geflop. Maar jy moet net Ja, aangaan. Want ek is meen, waar. imagine nou mamma het opgehou kos maak, want mamma het die rys verbrand. Many years ago, dan kan Ja, ek ook nou nie kos gemaak het vandag nie so. dis Ja, waar. Nee, mens moet maar net aanhou probeer. ja, Maar ek wou nou net sê ja, ek ken ook daai gevoel. Ek weet presies waarvan jy praat, want in ons huis was dit ook so gewees as ouma nie daar is nie, dan voel jy jy's dood. ja, So ja, dis goed en dis 'n groot voorreg. Ek verruil dit vir niks anders nie. Daai gevoel ja. om die ma te wees. Yes, Dis 'n yes. voorreg. Dit is amazing. En Ja. ja, so vir die vrouens of die ma's wat dalk nou hier kyk, wat dalk overwhelmed voel of voel hulle word nie gewaardeer nie. 'n Mens kan nie meet wat 'n vrou bring. Kyk, ek weet elkeen het sy eie rol en ons praat hier nou net van 'n ma se. Maar ek dink dit is amazing. So hou aan kos maak, hou aan probeer. Ja, en al voel jy nou overwhelmed en dit voel jy word nie waardeer nie, alles sit nie nou nie. Wanneer jou kinders groot is, gaan hulle besef wat jy gedoen het. Ja, En ja, dan is dit that's weer true. body. So, hou maar Ja. net aan. Yes, hou aan, kap aan, soldier on. Ja, maar in elk geval, as mami nog iets wou sê, dan kan mami sê, ek gaan nie ophou praat nie, so ek sal moet breek aandraai hierso. Oei tog ja, nee, ek het gedink ons sou praat oor ander sop ook, maar daar's so baie ander lekker sop wat 'n mens kan maak, so dalk kan ons op 'n ander keer weer oor nog sop praat. Ja, want een van my favorites is ertjiesop. Ek hou nie van ertjies nie, Ja, maar dit is so ertjiesop is lekker. beautiful. So, miskien kan Ja, ons volgende week miskien nog 'n sopresep deel en as ons dalk oor iets anders praat, dan weet ons ten minste ons vat die sop nog 'n bietjie verder. Die winter lê mos dan nog voor so. Daar's nog tyd. ja. En Ja, vroeg begin. ja, ja, is lekker. Vir die mense wat nie hou van koud kry nie, alle sterkte. Maak maar 'n potjie sop. Maak jou pot sop. Ja, Yes, net so. Maar nou, vir nou gaan ons eers groet. Ons gesels weer volgende week saam. En ja, alle sterkte en bly warm daar buite. Dankie, ja. mami. Dis 'n plesier. Was lekker. Ja, dankie. Bye bye.